Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en dat u reg is vir hierdie nuwe dag. Onthou maar altyd hierdie dag is deur die Here gemaak en ons moet daaroor juig en bly wees. Die Bybel sê vir ons dat die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Daar is maar min om oor bly te wees in hierdie moeilike tye. Maar ag vriende, as ons seëninge begin tel en ons kyk deur die bril van God se woord na die omstandighede om ons, dan skep ons moed want ons weet dat hierdie dag is vir ons gegee deur die Here om te leef, om hom te verheerlik en eer te bring op sy naam. En die gebed van my hart is dat een ek hierdie dag sal beleef in die lig van die ewigheid, in die dag waar ons voor die Here sal staan om rekenskap voor hom te doen en loon by hom te ontvang. Nou ons gaan aan met ons reeks uit die boek Spreuke. Ons is by Spreuke die 12de hoofstuk. Vanmôre se gedeelte dan is daar in vers 22. Nou kom ek lees gou vir wat daar staan. Daar staan valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Nou die gedagte, die tema van vanmôre se boodskapie is leuns. Nou, u mag miskien dadelik vir my vra nou, maar joh Gerard, dis bietjie nogal 'n gewigtige saak so op 'n nigter maag. Maar vriende, dit is die volgende vers wat hier in die boek Spreuke na vore kom. Dis die saak waaroor ons moet praat vanmôre. En ons moet ook hoor wat die Here vir ons wil sê in die woord, want die Bybel sê baie duidelik dat valse lippe is vir die Here 'n gruwel. Van die Engelse vertalings sê dit anderste. Een van die Engelse vertalings sê lying lips are an abomination to Jehovah. Dis vir my so aangrypend gewees is dat dit vir die Here absoluut veragtelik is as iemand met leuns omgaan. 'n Ander vertaling sê false lips are hated by the Lord. As ons dink aan die tyd en dag waarin ons onsself bevind, dan hoor ons die meeste mense sê vir ons dat die Here mense onvoorwaardelik liefhet. God is lief vir mense. En of hy nou 'n leienaar is, of hy 'n bedrieger is, of hy 'n sodomiet is, of hy 'n hoereerder is, 'n dief, wat ook al, God het ons onvoorwaardelik lief. En op die einde van die dag sal ons almal eendag in sy heerlikheid wees, saam met hom in die hemel. Alles gaan vergete wees, alles gaan verby wees. En so glo die meeste mense, en as jy maar begrafnisse bywoon, sal jy agterkom dat die meeste predikante dit vir mense leer. En as ons die Bybel bestudeer, moet ons agterkom dat die Here sekere dinge haat. En as hy die dinge haat, moet u onthou dat hy nie eendag die sonde van hom gaan wegstuur na die ewige verdoemenis nie, maar ook die sondaar wat hom daarin verlustig het. En een van hierdie goed, vriende, is leuns. As jy met leuns omgaan, sê die Bybel baie duidelik dat dit vir die Here 'n gruwel is. En die groot vraag wat in my opgekom het is, waarom sal dit so groot gruwel vir die Here wees? En die Bybel is baie duidelik daaroor. Vriende, God is 'n God van waarheid. Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. Hy bid vir sy disippels dat hulle geheilig sal word in die waarheid van sy woord. En dis die belangrikheid wat ons vanmôre moet raak sien, is omdat God 'n God van waarheid is, daarom haat hy leuns. En ons moet vanmôre gou vinnig bietjie praat oor wat is 'n leuen en hoe kan ons dit definieer en hoe kan ons seker maak dat ons nie mense is wat in 'n patroon verval van leuns vertel en so God se toorn oor ons lewens bring nie. Nou vriende, 'n leuen is om opsetlik onwaarhede te vertel. Dit kan ook wees om valshede uit te strooi, om vooraf uitgedinkte onwaarhede aan mense te kommunikeer. So met ander woorde, 'n leuen het te doen met opsetlik die waarheid te verdraai of dan 'n leuen te vertel. Leenaars is persone wat leuns vertel. Leenaars is mense wat met hierdie valse tong praat en hier in hulle hart weet dat hulle besig is om te lieg, besig is om die waarheid te verdraai, besig is om 'n storie te vertel wat nie regtig in lyn is met dit wat die waarheid mee sal saamstem nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, vriende, dat die Bybel vir ons sê dat leuns is vir die Here 'n gruwel. Nou, ek kan miskien by jouself redeneer, maar is leuns regtig so belangrik en lieg mense regtig so baie? Nou, die een statistiek wat ek nagevors het, reken dat die gemiddelde mens, nou, hoor dit staan daar, die gemiddelde mens vertel tot 200 leuns per dag. En ons kan miskien sê, maar dit kan nie waar wees nie. Vriende, kom ons wees eerlik. Kom ons kyk maar na ons daaglikse omgang. Hoe vinnig ons bereid is om te lieg oor 'n telefoon wanneer iemand ons iets vra. Hoe bereid ons is om te lieg wanneer ons in 'n supermark kom, of wanneer iemand ons iets vra oor 'n ding, of wanneer ons vrou of man ons konfronteer oor 'n ding, of die pa die kinders, die juffrou die kinders, of wat ook al die saak of scenario kan wees. Hoe vinnig mense kan lieg, hoe vinnig mense die waarheid kan verdraai. En daarom wil ek vir u sê, 200 leuns per dag is 'n geweldige statistiek, en ek dink dat dit redelik akkuraat is, omdat mense so lief is om dan leuns te vertel.
Die vraag is wat ons vir onsself moet beantwoord vanmôre, waarom vertel mense so baie leuns en wat vra die Here van ons? Nou, daar is baie redes waarom mense leuns vertel. Nou, ek dink die groot rede waarom mense met leuns omgaan en dit deel van hulle lewe maak is omdat hulle nie die Here ken nie. Hulle is nie weergebore nie. Onthou, die Bybel sê vir ons, as ons in die duisternis wandel, dan doen ons die werke van die duisternis. Die Bybel sê in Johannes 8:44, waar die Here met die Fariseërs praat, hy sê vir hulle, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. So, as jy in 'n patroon van leuns verval het, dan sê die Bybel, is dit baie waarskynlik dat die duiwel jou vader is, dat jy nog nie weergebore is nie, dat jy nog nie gered is nie. Dit kan miskien vir ons 'n bietjie dwars in die krop steek, want jy sien baie mense dink as hulle die naam Here noem, of hulle gaan so af en toe na 'n kerk toe, of hulle lees so af en toe die Bybel, dat hulle nou voor die Here reg is en voor die Here regverdig verklaar is. Nee vriende, daar is 'n duidelike onderskeid tussen wie in die waarheid wandel en wie nog in die duisternis of in die leuen wandel. So die Bybel sê baie duidelik, as iemand nie gered is nie, dan is die duiwel nog hulle vader en hulle wil die leuns wat hy vertel, wil hulle ook in hulle lewens dan vertel en so 'n lewe leef. Die Bybel sê vir ons, Psalm 58 vers 4, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. So, een rede waarom mense leuns vertel is omdat hulle nog nie die Here ken nie. Dit beteken nie dat kinders van die Here nooit leuns vertel nie. Ons weet Abraham het op 'n stadium gelieg, maar wat is die verskil? 'n Kind van die Here besef sy leuen, hy vra vergifnis vir sy leuen, en dan poog hy deur die krag van die Heilige Gees om voortaan in die waarheid te wandel. Nog 'n rede waarom mense leuns kan vertel is omdat hulle bang is. Vriende, dikwels sien ons dat mense in tye van vrees en wanneer hulle basies in 'n hoek gedruk word, dat hulle sommer 'n leuen sal vertel om dan uit te kom, en baie keer haal hierdie leuen hulle in en dan moet hulle weer 'n leuen vertel, en daarom wil ek vir jou vra dat jy eerder God sal vrees en nie mense nie. Want die Bybel sê vir ons dat as ons God vrees, vriende, het ons nodig om niks en niemand anders te vrees nie. Nog 'n rede waarom mense leuns vertel is om guns by mense te verkry. As ons maar dink daar in Handelinge 5 van Aneas en Safira, hoe hulle vir Petrus probeer lieg het om gesig te koop by hom, sê die Bybel vir ons dat God hulle daaroor geoordeel het. Daarom moet ons nie leuns vertel om guns by mense te probeer verkry nie. Praat die waarheid, want God hoor jou gesprek en hy hoor my gesprek, en daarom sê hy vir ons dat hy haat 'n tong wat met leuns omgaan. Nog 'n rede waarom mense leuns vertel is, vriende, dit kan wees vir persoonlike voordeel of eie gewin. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verdraaide asem, dodelike valstrikke, Spreuke 21 vers 6. Baie duidelik sê die Bybel vir ons dat as jy leuns vertel om 'n persoonlike voordeel uit iemand te kry, sal God dan ook self jou daarvoor oordeel. Ons kan leuns vertel om ander te vlei. Dink maar by die werksplek, hoe ons baie keer na 'n kollega sal stap en vir hom 'n kompliment gee, en hier my hart vervloek en verag gekom eintlik. En eintlik dink ek net die teenoorgestelde van hierdie persoon wat ek van hom gesê het. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat leuns ook vertel word baie keer om mense te vlei. En dan is daar 'n dingetjie wat baie keer so half grensgeval is, maar mense vertel leuns ter wille van vermaak. Die Bybel sê vir ons, Spreuke 28 vers 16, soos een wat onverskillige vuurpyle, dodelike pyle afskiet, soos die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer. En dis belangrik dat ons sal sien, vriende, dat ons woorde altyd met sout besprinkel moet wees. Nou, wat is die antwoord hiervoor? Die vriende, die antwoord is eintlik baie eenvoudig en voor die hand liggend. Jy hoef nie 'n kursus te loop om op te hou lieg nie. Jy hoef nie 'n kursus te loop om in die waarheid te wandel nie. Die Bybel sê as ons weergebore is ons kinders van die lig en kinders van die waarheid. En die Bybel sê vir ons in Kolossense 3 vers 9 en 10, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Kan jy agterkom? As jy weergebore word, dan lê jy die ou mens met sy ou gebruike en gewoontes af. Die leuns lê jy af, die verkeerde dinge lê jy af, en jy beklee jou heeltyd met die nuwe mens. Hoe beklee jy hom met die nuwe mens? Jy lees God se woord, jy gehoorsaam God se woord, jy doen wat God vir jou sê, en so vernuwe die Here jou van binne na buite, sodat jy ook, wanneer jy praat, die waarheid sal praat en God so sal verheerlik. Ek sluit af met Sagaria 8 vers 16. Dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen waarheid en regspraak van vrede in julle poorte.
En ag vriende, dis belangrik dat ons sal sien, die Here sê baie duidelik, spreek die waarheid met mekaar. So, waar begin waarheid? Dit begin in jou huis. Wees eerlik teenoor jou vrou en teenoor jou man, teenoor jou kinders. Praat die waarheid met hulle. Van daar af met jou familie, met jou vriende, met jou werkskollegas, in die openbaar wanneer jy met mense skouers skuur, pas op dat jy nie sal leuns vertel vir 'n bepaalde rede en jouself so probeer regverdig nie. Onthou, geen leuen is ooit geregverdig nie. Al is daar voorbeelde in die Bybel van mense wat gelieg het, ons kan ons nie self daardeur regverdig nie. Dis vir ons 'n waarskuwing dat ons nie dieselfde moet doen nie. Mag die Here vir my en jou genade gee, dat as ons lieg, dat ons dit sal bely en laat staan, barmhartigheid sal verkry, en dat ons in die waarheid sal wandel, soos die Here ook waarheid is. En mag die Here vir ons daartoe in staat stel, deur die werking van sy Gees. Groete, en 'n mooi dagie vir u verder. Tada!